Maar kom ons gaan aan met ons program, sonder verwyl. En hierdie tradisie pas in by die meeste van die mense wat hier insit, se kultuur en se bestuur van hulle besighede. Het mos nou hierdie gedagte ontstaan iewers in die land, dat daar nou so 'n spesiale klas boer is wat jy nou 'n familieboer noem, wat sekere eienskappe het en sekere oortuigings het. Nou ek weet nie van een, ja, hy is daarom seker dan nog so een of twee onverbonde manne, maar die mense binne in hierdie kongres is mense vir wie opvolg en tradisie en die jeug 'n deel van hulle lewe is. Dis 'n deel hoekom hulle elke dag opstaan en hulle landboubedrywe voortsit. Nou daarom is dit vir ons ook so verskriklik belangrik om 'n stem aan die volgende geslag te gee. Julle kan ons lees, julle weet wie moet eers begin, né? Ek wil net seker maak. Hoërskool Martin Oosthuis en ons nooi julle. Julle kan julle stoele saambring as julle nie daar op 'n ry wil staan soos voor die hoofse kantoor nie, maar ons luister graag na julle. En die onderwerp het ons spesifiek vir julle gekies omdat julle die drywers en die verstaanders is van tegnologie. Ek gee oor na jou. Goeiedag meneer die president, eregaste en mede-kongres bywoners. Ons is jammer vir die ongerief, maar omdat president Trump al sy 30% tariewe ingevoeg het hy so 'n bietjie van 'n toespraak gevat. So hy is dalk 'n bietjie kort, maar hy's kragtig. Ek is Benny Mans, aan my linkerkant is Stefan Marits en aan my regterkant is Chandre Steenkamp. Dit is 'n eer om vandag voor u te staan by die innoverende en dalk deurslaggewende landboukonferensie, waar ons nie net bymekaar kom om oor die huidige landbou te bespreek nie, maar om vorentoe te kyk en die toekoms van die boerdery in 'n vooruitsig te stel. 'n Toekoms waar tegnologie, innovasie en vindingsrykheid die manier is waarop ons voedsel kweek, hulpbronne bestuur en lewensonderhoud sal herdefinieer. So slim soos ons deesdae met ons slimfoon is dit baie maklik. In onlangse jare het die wêreld van landbou 'n dramatiese transformasie ondergaan as gevolg van die uitbreiding van tegnologie. Van satellietbeelde en presisieboerdery tot kunsmatige intelligensie en blokketting is tegnologie besig om te hervorm hoe ons alledaagse probleme aanpak. Hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld is landbou besig om uit te brei en te reageer op die druk van klimaatsverandering, bevolkingsgroei en die vraag na voedselsekerheid. Maar terwyl ons hierdie tegnologiese revolusie omhels, moet ons ook aanpasbaar, innoverend en vindingryk in ons benadering bly. So, oom Willem, daai Nokia briek selfoon wat om se laaibare, dis regtig tyd om te upgrade, hoor. In hierdie aanbieding sal ons ondersoek hoe tegnologie verandering in die landbou aandryf, met die fokus op innovasie, aanpasbaarheid en vindingrykheid. Ons sal spesifieke voorbeelde uitlig van hoe hierdie beginsels boerderypraktyke in Suid-Afrika sal transformeer. En ons sal bespreek hoe die toekoms van boerdery kan lyk, terwyl ons voortgaan om tegnologie in te span vir 'n volhoubare landbourevolusie. Innovasie is die kern van moderne landbou. In die era van vinnige tegnologiese uitbreiding kom nuwe oplossings elke dag na vore wat boere al eeue in die gesig staar. Soos die wêreldbevolking groei, verwag ons teen 2050 dat die wêreldbevolking 9.7 miljard sal wees en 'n dramatiese vraag op voedsel sal plaas. Boere sal moet uitbrei, ons sal natuurlike hulpbronne moet bewaar en omgewingsimpak op 'n minimum moet hou. Tegnologie vooruitgang beteken maar net, julle kan julle mans maar so 'n bietjie beter dophou.
Een van die belangrikste innovasies in landbou was die opkoms van presisieboerdery, wat gebruik van data en tegnologie saamgegooi het om gewasproduksie te optimaliseer. Tegnologie soos afstandmeters, hommeltuie stel boere in staat om oeste doeltreffender as ooit van tevore te monitor en te bestuur, net soos vroumense hulle man se kredietkaarte bestuur. Deur intydse data oor grondgesondheid, pogvlakke en gewasgroei in te samel, kan boere ingeligte besluite neem oor besproeiing, bemesting en plaagbestuur. Dit lei tot beter opbrengs, verminderde hulpbronafval en die beter gebruik van insette. In Suid-Afrika, 'n land met 'n komplekse landboulandskap, het presisieboerdery die potensiaal om 'n sektor te revolusioneer. 'n Voorbeeld hiervan is Graan SA, wat boere reg oor Suid-Afrika ondersteun. Deur presisieboerdery tegnologie, soos grondsorgsensors en GPS-geleide trekkers te gebruik, kan hierdie boere hulle plantskedules optimaliseer en waterverbruik verminder. In 'n land waar waterskaarste 'n dringende kwessie is hierdie innovasie van kardinale belang om langtermyn voedselsekerheid te verseker. Die gebruik van afstandmeters deur hommeltuie en satelliete het Suid-Afrikaanse boere in staat gestel om gewasgesondheid op te spoor, pla of siektes te identifiseer voordat dit te wyd versprei raak. Hierdie vroeë opsporingsstelsels behoort nie net oesopbrengs nie, maar verminder ook die behoefte aan skadelike chemiese plaagdoders, wat 'n meer ekovriendelike benadering tot boerdery bevorder. Ons veeboere moet eintlik 'n manier kry om nanochips in elkeen van ons diere te sit, sodat ons ten alle tye kan sien waar elkeen van hulle is. Dis my idee, so ek soek asseblief erkenning as iemand 'n idee het om dit te ontwerp. Nog 'n baanbrekende innovasie is genetiese gemodifiseerde organismes, GMO's, wat die ontwikkeling is om weerstand teen plaagsiektes en ongunstige weerstoestande te verhoog. Die bekendstelling van GM-gewasse het die potensiaal om 'n voedselproduksie aansienlik te verhoog, terwyl die aanvaaklikheid van chemiese kunsmis en plaagdoders verminder sal word. In Suid-Afrika het die wydverspreide aanvaarding van GM-opbrengste verbeter en bydra tot voedselsekerheid in streke wat histories kwesbaar was vir droogtes en plaagskade. Vrouens, as julle wil hê julle mans moet op 'n dieet gaan of net so klein bietjie gesonder eet, moet julle op die GM-gewasse fokus. Benewens innovasie is aanpasbaarheid deurslaggewend vir die toekoms van boerderye. Jare se boerdery-geskiedenis het al bewys hoe aanpasbaar ons as Suid-Afrikaners is. In die COVID-19-inperkings het niemand bevraagteken waar kry my pa se brandewyn nie. Die landbousektor is nie vreemd vir onvoorspelbare uitdagings nie, van fluktuerende kommoditeitspryse en politieke onstabiliteit tot toenemende wisselvallige weerpatrone wat deur klimaatsveranderinge veroorsaak word. In Suid-Afrika moet boere met langdurige droogtes, onreëlmatige temperature en onvoorspelbare reënval worstel. Trouwens, die land se landbouproduksie is erg deur klimaatsveranderinge geraak, met die 2015 tot 2024 droogte, wat 'n groot impak op baie boere gehad het, insluitend my pa. Landboubedryfsorganisasies, soos Raisins SA, neem 'n leidende rol by die landbou op ons skoolgronde in samewerking met Hoërskool Martin Oosthuizen, wat dit moontlik maak vir hierdie bedryfsorganisasie om onderbenutte varkhokke en beeskrale te omskep in 'n moderne pas aangewende navorsingsentrum en asook 'n akademie. Sodoende pas ons as Kakamas suksesvol by die toekoms van landbouonderrig. Hierdie aanpasbaarheid is nie net die sleutel vir oorlewing nie, maar om te floreer in 'n vinnige veranderende wêreld. Klimaatslimme landbou, Climate Smart Agriculture, CSA verkort, is 'n uitstekende voorbeeld van hoe aanpasbaarheid by landboupraktyke geïnkorporeer kan word.
CSA poog om produktiwiteit te verhoog terwyl kweekhuisgasvrystellings verminder word en veerkragtigheid teen klimaatsveranderinge verbeter word. Tegnologie soos droogtebestonde gewasse, waterdoeltreffende besproeiingsstelsels en weervoorspellingsinstrumente stel boere in staat om by veranderende toestande aan te pas. Een voorbeeld van CSA in Suid-Afrika is die bewaringslandboubenadering wat fokus op die vermindering van grondversteuring, die handhawing van grondbedekking en die rotasie van gewasse om grondvrugbaarheid en waterretensie te verbeter. Boere in die Oos-Kaap het grondrehabilitasiepraktyke aangeneem om gronderosie te bekamp en waterretensie tydens droë tye te verbeter. Deur die gebruik van drupbesproeiingsstelsels en wateroestegnieke kan boere nou meer doeltreffend besproei, selfs in drooggeteisterende gebiede. Internasionaal word die aanpassing by klimaatsveranderinge deur tegnologie gesien in lande soos Israel, wat baanbrekerswerk gedoen het met die gebruik van drupbesproeiingsstelsels en ontsoutingslegte om waterskaarste te oorkom. Hierdie tegnologie het nie net 'n oesopbrengste hupstoot gegee nie, maar het ook die weg gebaan vir landbou om te floreer in droë streke, waar tradisionele boerderymetodes andersins onmoontlik sou wees. Soos ons vorentoe beweeg, is die uitdaging nie net om nuwe tegnologie te ontwikkel nie, maar ook om 'n aanpasbare stelsel te skep, wat boere kan help om by 'n onsekere toekoms te navigeer. Vindingrykheid. Die vermoë om die meeste uit beperkte hulpbronne te maak, is nog 'n hoeksteen van moderne landbou. Die behoefte om die doeltreffendheid van elke aspek van die boerdery te maksimeer, van waterverbruik tot arbeid en tyd, het gelei tot die ontwikkeling van die nuutste tegnologie en tegnieke. Blokketting, ofwel blockchain tegnologie, is 'n uitstekende voorbeeld van hoe vindingrykheid toegepas word op landbouvoorsieningskettinge. Deur deursigtige, naspeurbare en veilige transaksiestelsels te skep, stel blokketting boere in staat om die oorsprong van hulle produkte op te spoor, om kwaliteit te verseker en vermorsing tot die minimum te beperk. Dit verseker ook billike handelspraktyke deur verbruikers in staat te stel om die presiese reis van hul kos van plaas tot tafel te ken. In Suid-Afrika is die vertroue ruilhandelstelsel 'n blokketting gebaseerde platform wat handel tussen boere en verskaffers vergemaklik, wat help om bedrywighede vaartbelyn te maak en die behoefte aan tussengangers te verminder. Deur blokketting te gebruik, kan boere makliker toegang verkry tot finansiering, hul produkte direk aan verbruikers verkoop en verseker dat billike vergoeding vir hul produkte verseker word. Nog 'n voorbeeld van vindingryk is die aanvaarding van vertikale boerdery, 'n metode om gewasse in gestapelde lae te verbou, dikwels in beheerde binnehuise omgewings. Hierdie metode maksimeer ruimte en minimaliseer watergebruik, en dit kan geïmplementeer word in stedelike gebiede waar tradisionele boerderye nie haalbaar is nie. Vertikale boerdery het die potensiaal om voedselvervoerkostes te verminder, bederfbaarheid te verminder en by te dra tot plaaslike voedselsekerheid. Maatskappye soos Food for All in Johannesburg het begin om vertikale boerderyprojekte te loods, om vars produkte in die middelstad te verskaf. En ek erken dat vertikale boerdery nou nie gaan werk vir skape en beeste nie, want dit sal maar neek om 'n klomp dorpers op mekaar te stapel. Soos ons na die toekoms kyk, sal die rol van tegnologie in boerdery net aanhou groei. Die landbousektor moet nie net as 'n ekonomiese drywer gesien word nie, maar as 'n noodsaaklike komponent van globale volhoubaarheid. Die volgende paar dekades sal getuig van die voortgesette ontwikkeling van slim plase, aangedryf deur kunsmatige intelligensie, masjienleer en die internet van dinge, wat boere in staat sal stel om hulle bedrywighede met ongekende akkuraatheid en doeltreffendheid te bestuur. Toekomstige neigings in landbou, kunsmatige intelligensie en nie soos ons boere dit ken, kunsmatige inseminasie nie. Hierdie maak jou boerdery egter swanger met geld.
Het gee vir jou 'n COD. Cash op die ding. KI sal 'n groot rol speel in die ontleding van weerpatrone, plantskedules te optimaliseer en selfs grondgesondheid te monitor. KI-aangedrewe robotte kan help met take soos plant, oes en onkruidverwydering, wat boerderye doeltreffender as ooit tevore maak en wat die werk in gevaarlike toestande verminder. Ja nee, soos ek hierdie verstaan, gaan KI een van der tyd oorneem. Ons moet net so kans gee. Volhoubaarheid en koolstofneutraliteit. Met 'n toenemende kommer oor klimaatsverandering, sal die toekoms van landbou op koolstofneutrale praktyke moet fokus. Tegnologie soos biogebaseerde kunsmis, hergeneratiewe boerderypraktyke en hernubare energiestelsels sal dit help om die koolstofvoetspoor van boerderybedrywighede te verminder. Maar ons moet net ook donkiekarre en perdekarre, dit bly ook maar nog altyd 'n opsie. Genredigering, CRISPR-tegnologie en revolusionêre metode van genredigering kan 'n deurslaggewende rol speel in die skep van gewasse, wat meer bestand is teen siektes, droogtes en pla, en sodoende voedselsekerheid verhoog en die behoefte aan skadelike chemikalieë verminder. Ten slotte, en natuurlik het die vrou amper die laaste sê. Die integrasie van tegnologie in die landbou bied opwindende moontlikhede vir die toekoms van boerderye, beide in Suid-Afrika en wêreldwyd. Terwyl ons uitdagings van 'n groeiende bevolking, klimaatsveranderinge en hulpbronbeperkings in die gesig staar, sal innovasie, aanpasbaarheid en vindingsrykheid die leidende beginsels wees wat 'n volhoubare landbouontwikkeling dryf. Deur die gereedskap en tegnologie tot ons beskikking te omhels, kan ons nie net produktiwiteit verbeter nie, maar ook verseker dat ons landbouprodukte en praktyke volhoubaar bly vir geslagte wat kom, vir my kinders en vir jou kinders in die toekoms. Die reis vorentoe is een van transformasie, maar dit is 'n transformasie wat slegs bereik kan word deur samewerking, vooruitdenking en 'n verbintenis om die nuwe te omhels. Laat ons voortgaan om saam te werk, van mekaar te leer, te innoveer vir die toekoms van boerdery. Dankie almal vir julle tyd en geduld. Ons hoop dit vir julle meer beteken as 'n doodgewone mondeling in 'n Afrikaanse onderwyser se oë. HMO, dankie. Goeiedag dames en here. Mede-deelnemers aan hierdie konferensie met die met die tema innovasie, volhoubaarheid en veerkragtigheid in landbou. Ek is J.W. Roelofse en saam met my medespreker Jannie de Wal, ons is deel van Dalambo Dal se Junior Landbouboerevereniging en dit is vir ons 'n groot voorreg om vandag deel te wees aan hierdie gesprek. Ons toespraak vandag dra die titel Wees gereed en voorbereid vir landbou in 2040. Nou, waarom 2040? Want dis nie meer so ver nie. Dis minder as 15 jaar van nou af en dis presies wanneer ons die jong generasie op pad is. 'n Wêreld waar tegnologie nie meer 'n leksheid is nie, maar 'n noodsaaklikheid vir volhoubare landbou. Tegnologie en die skoolkind van vandag. As ons praat van voorbereiding vir 2040, moet ons natuurlik by die jeug begin. Die skoolkinders van vandag wat die boere, landboukundiges en landbouentrepreneurs van môre gaan wees. Die waarheid is, as skole nie nou begin om blootstelling te gee aan kinders aan tegnologie nie, gaan hulle verseker nie reg wees vir die landboupraktyke vir die toekoms nie. Wat beteken dit prakties? Skole veral in landboustreke moet toegang gee tot programme soos digitale geletterdheid, basiese programmering, GIS en data-analises. Selfs op laerskoolvlakke kan ons kinders al begin speel leer oor outomatisering, drones en sensorstelsels wat gebruik word vir presisieboerdery. Skooltuine kan verander in klein tegnologiese laboratoriums waar grondvog gemoniteer word deur sensors
en waar grondvog gebruik word en waar grondvog gemoniteer word met sensors en waar eenvoudige besproeiingsstelsels deur leerders self geprogrammeer kan word. Ons moet wegbeweeg van 'n siening van tegnologie as iets vir ryk boere of dalk eendag en begin sien dat dit reeds deel is van ons daaglikse lewe. Die generasiegaping pa en seun op die plaas. Nou laat ons kyk na 'n ander belangrike realiteit. Dink aan 'n pa wat al 30 jaar dieselfde besproeiingsmetodes gebruik. Hy weet wat werk en hoekom dit werk. Hy is kundig, betroubaar en ervare. Maar nou begin sy seun onlangs gematrikuleer vir hom wys hoe 'n drone gebruik word om plantegroei dop te hou of hoe 'n toep kan bepaal wanneer presies om te plant of te bemes. Hier gebeur 'n interessante ding. Die pa is maar redelik versigtig vir tegnologie. Hy weet mos maar net op die ou tradisionele maniere wat om te doen. Die seun omhels tegnologie met opgewondenheid. Hy soek na vinniger en slimmer oplossings. En dis nie 'n teenstelling nie. Dis 'n geleentheid. As generasies begin saamwerk, kry ons die beste van albei wêrelde, wysheid en innovasie. Maar vir hierdie spanwerk om te gebeur, moet daar respek wees. Respek vir ervaring en wysheid. Tegnologie in 2040 gaan nie net oor nuwe toestelle nie, maar dit gaan oor nuwe verhoudings en aanpassings. Baie dankie weer. Goeiedag dames en here. Ek is Janie de Waal. Ek wil vandag bylas by wat jy weer gesê het oor die toekoms van tegnologie en die aanpasbaarheid daarvan. Die doel van tegnologie is nie om werkskepping te verminder of tradisies te breek nie. Dit is om tradisies af te skryf nie. Dit is om landbou in die bedryf meer effektief, vinniger en meer gerieflik, potensieel kostebesparend te maak. Ek gebruik die voorbeeld van 'n tradisionele melkboer met ongeveer 6 werkers wat daagliks 30 koeie per dag kan melk. In plaas van waar hy met tegnologie gebruik outomatiese melkstasies en data-analise kan hy in vandag se tyd kan hy ongeveer 1000 koeie per dag melk. 'n ander voorbeeld is 'n boer wat sensors in die grond gebruik wat presies meet wanneer geplant moet word en waar vog ontbreek. Hy mors nie kunsmis nie, hy spaar water. Dis tegnologie wat volhoubaarheid bevorder. Dames en here, dis nie 'n modegeheer nie, dis 'n nuwe manier van boer. Maar tegnologie kos geld. Ons sal egter onopreg wees as ons nie praat oor die nadeel daarvan nie. Die groot realiteit is, tegnologie is duur en vir veral kleiner opkomende boere is dit nie altyd 'n opsie nie. So, wanneer raak tegnologie die regte besluit? As 'n duidelike terugvoer op 'n belegging toon, soos wanneer 'n nuwe besproeiingsstelsel binne 2 seisoene geld spaar om water en arbeidskoste. As dit help om produksie te verhoog sonder om van werksgeleenthede ontslae te raak en as 'n deel van 'n groter strategie vir groei en bemarking en volhoubaarheid is. Boere en beleidsmakers moet saamwerk om maniere te vind om toegang tot tegnologie meer inklusief te maak deur subsidies, opleiding of samewerking tussen boere. Want as net die groot boere toegang tot tegnologie het, gaan die gaping tussen opkomende boere en groot boere net bly groei. So, hoe gaan landbou lyk in 2040? Gaan drones soos baie oor lande vlieg? Gaan studente vanaf hul slimfone besighede bestuur? Of gaan slim masjiene saam met mense werk op 'n manier wat ons produksie, ekonomie en volhoubaarheid versterk? Ja, as ons vandag begin om voor te berei. Laat ons as skole, as gesinne en boerderygemeenskappe vra, wat moet ek vandag doen, sodat ek nie môre agterbly nie? Ek sluit af, tegnologie in landbou is nie 'n bedreiging nie, dis 'n geleentheid, maar net vir die wat bereid is om gereed en voorbereid te wees. Baie dankie. Ek vergeet almekaar om my masjien op te tel. En so ons het vir ons nou regtig 'n onafhanklike beoordelaar aangestel in die geheim. Ons het vir Jaco gevra, maar ons gaan hom nog so 'n oomblik gee om so 'n bietjie te herkou. Ons het 'n versoek gehad van meneer André Meton, wat graag
vanuit sy perspektief, as uit die onderwys uit, met ons 'n paar gedagtes as kongres kom deel. Jy is welkom, ons luister graag na jou en ons waardeer dat jy dit nodig geag het. Nee, hulle is meer tegnologies voorbereid as ek. Dames en here, dit was mooi, nee, ek dink hulle verdien nog 'n ander klap, al twee die skole. En dis die toekoms van landbou. Maar wat as dit nie was nie? Meeste van julle sit hier so en jy sê, maar landbou skole is okay en is nice en alles, maar my kind leer by my boer. Dis reg, ek het gister geluister na die twee jong boere hier en die kandidaat het altyd vertel hoe hulle by hulle pa geleer het en wat hulle alles geleer het. En wat jou pa nie daar is nie, waar moet jy dit dan leer? Nou, ek is vanoggend hier met 'n bietjie slegte nuus, dames en here. Landbouonderrig in ons land is in 'n krisis. En in Noord-Kaap nog meer. Wat moet dit sê van die Noord-Kaap dat ons net een skool van die Noord-Kaap hier het by ons Noord-Kaap Kongres, dat ons in die Vrystaat moes gaan leen het. En ons is baie dankbaar julle is hier. Maar wat sê dit vir ons? Daar is huidiglik, veronderstel ek, 5 funksionele landbouskole. Nou dames en here, daar is baie skole wat landbou aanbied, maar dis nie dieselfde as om 'n landbouskool te wees nie. Die verskil is, daar is 3 landbouvakke: landbouwetenskap, landboubestuurspraktyke en landboutegnologie. Bestuurspraktyke en tegnologie vereis dat jy 'n funksionele werkswinkel moet hê en 'n stukkie grond waarop jy kan boer. So om 'n landbouskool te wees, moet jy aan hierdie vereistes voldoen. Dit kos geld, dit kos personeel, dit kos infrastruktuur en ongelukkig besef ons provinsiale regering dit glad nie. Die WKBD en die Wes-Kaap spandeer jaarliks 'n minimum van R500 000 per skool, landbouskole dan nou, om op te gradeer. Dis nie die standaard bedrag nie, dis addisioneel. Met ander woorde, elke jaar is daar 'n nuwe trekker, 'n nuwe hoenderboerdery, aquaponika, you name it, en die skool kry dit. Die departement kom laai dit af met die opleiding vir die landbouonderwysers. Die WKBD gee ook vir hulle skole, elke landbouskool dan nou, 'n funksionele landbouskool, 'n plaasbestuurder. Want dames en here, die onderwyser kan nie voltyds skool gee en nog die plaasbestuur ook nie. Nie as jy 'n suksesvolle boerdery wil hê nie. Noord-Kaap Onderwysdepartement? Glad nie. Ek wou nou begin net deur te vra, wie was in HMO? Net so hande opsteek, hier is 'n paar manne. Onder andere, ons visiepresident is 'n oud HMO waarop ons baie trots is. Julle in die landboubedryf, soos seker ook gehoor het van hom Vlok Hannekom, wat ons tydelike skool en ons tydelike wêreld verruil het vir die ewige, en ons is baie hartseer daaroor. Nou, Vlok is nou een van die voorbeelde van 'n murgenbeen landbouonderwyser. Nou was baie mense wat deur sy hande was, wat vandag baie suksesvolle boere en besigheidsmanne is. Ons probleem is dat ons nie meer landbouonderwysers kry nie. Daar is nie opleidingsinstansies vir hulle nie. Hier sit een van my kollegas en hy kan dit onderstreep en beamoen. Dames en here, daar gaan nie meer landbouskole kan wees as ons nie ingryp nie. Daar is 23,000 skole in Suid-Afrika. 8% van hierdie skole is funksionele skole waar die skool self 'n porsie van sy personeel aanstel. So 92% van ons land se skole is totaal en al deur die regering befonds, en dan is daar 8% wat deur die privaat sektor befonds is. Theo het gepraat van privatisering, dat die staat nie daarvan wil hoor nie. En dames en here, dit is reeds besig, want die funksionele skole is besig om te privatiseer. Ek het 15 personeellede, onderwysers, myself ingesluit, waarvan 6 deur die ouers en die gemeenskap befonds is.
262 leerders, geef jou so gemiddeld van 350-400 ouers, en net die helfte van hulle kan skoolfonds betaal. So 50% betaal skoolfonds. Die ander is nie daartoe in staat nie, en hulle moet befonds word op een of ander manier. Gelukkig is ons in Kakamas geseënd met 'n omgewing wat ons ondersteun, wat die skool finansiëel haalbaar hou en effektief hou. Die leerders het gepraat van ons landbouakademie, wat ons op die been gekry het, en terloops, dames en here, die Noord-Kaap het dus 'n landbouakademie ook, as jy dit nie geweet het nie. Nou, ek klink nou soos 'n doemprofeet. Ek staan nou hier voor en sê vir julle al die slegte goed wat aan die gang is. Die ligpunt is dat ons kan privatiseer. Die ligpunt is dat ons wel met ondersteuning dit nog reg kry. En ek wil vanoggend eintlik net dit op julle harte druk, dat daar waar jy gesels, daar waar jy invloed het, daar waar jy die boodskap kan uitdra, wil ek jou nooi vandag om 'n bietjie onder 'n groter, ek weet nie, vergrootglas of mikroskoop, en onder meer mense se aandag dit te bring, dat indien ons nie nasionaal en provinsiaal in landbouonderrig gaan belê nie, ons bitter vinnig gaan sien, ons nie meer sulke jong mense gaan hê nie. En as julle vir my sê, dis okay, en ons het dit nie nodig nie, sê ek goed. Maar dan is my vraag net, hoekom duik daar orals, deesdae, landbouopleidingssentrums op? Elke dorp, elke stad het skielik een of ander landbouopleidingsentrum. Dit sê tog vir my, daar is 'n behoefte daaraan. Ons het gister ook gesien hoe die jong boere hulle plaaswerkers vir opleiding stuur. Hoekom moet dit nodig wees as elke dorp in 'n sekere area 'n landbouskool kan hê? Is ons nie daartoe in staat om dan daai opleiding te bied nie? Moet ons nie wees nie? Hoekom moet jy honderde, duisende kilometers ry as jou plaaslike skool dit dalk kan doen? Ek dink daar's 'n groot rol te speel in ons jeug. Ons maak baie keer gebruik van ons plaaslike boere om te kom praatjies gee by die skool. En weer eens, die bereidwilligheid daarvan maak dit vir ons moontlik. Ek het verlede jaar 'n geleentheid gehad om by die nasionale forum van landbou skole en van rural development te praat. En ek het die ding op die tafel gesit vir die staat, wat gesê het dat as ons die tradisionele plaasskooltjie, wat onderbefonds is en onderbeman is, 'n landbouskool maak, kan hy selfversorgend raak. Daar's so 'n klein besigheidsmodelletjie, waar jy jou eie kos produseer en verkoop, en jy leer die kind iets daardeur. Dis seker tipe goed wat ons nodig het, maar ons het die privaat sektor nodig, anders gaan ons nie ver kom nie. 8%, dames en here, en as jy nou die 8% van die landse skole vat, en jy vat die laerskole uit daai sommetjie uit, en jy vat die ander hoërskole uit die 8% uit, en jy bly oor met die landbouskole, dan sit 'n komma punt van skole wat funksioneel landbou kan onderrig in Suid-Afrika. En ek sê dit ten koste van my kollegas by die ander skole, en ek sê dit met trots, aan die ander kant, een in die Noord-Kaap. En dis die boodskap wat ek vanoggend vir julle wil bring. Ek het myself voorgeneem om nie te lank te praat nie, ek hoop ek het nie. Ek wou net graag dit met julle deel, dames en here, wat ek dink is iets wat mense moet weet. Ek dink ons leef in 'n illusie van dit gaan goed, want dit lyk goed, en ons moet die waarheid ook besef. Ek hoop ek het julle dag bederf nie. Ek wil daarom sê, as julle na hierdie kinders kyk, dit gaan ook nog goed. En ons gaan vorentoe, en ons gee reuse tree, ons gee spronge somtyds, om landbou vorentoe te vat. Baie dankie, dames en here. André, baie dankie. Dit was nie deel van ons program nie, maar ek dink dit was 'n geweldige belangrike bydrae. Dankie vir die wekroep. Ons kan nie vandag vir jou 'n antwoord gee nie, maar ons kan ten minste, ons het jou stem gehoor en ons besef die erns daarvan. Baie dankie.
Dan wil ek nou vir ons hooflandbouleier in ons land, as president van Agri SA, wil ek na vore roep, en dan gaan hy as volgende spreker wees, maar voordat hy nou dit doen, wil ek dan nou vir hom vra, nie om die wenner nie, want hulle is almal wenners. Ons weet mos, dis een van die grootste vrese wat mense het, is om voor gehore op te tree. Maar om onder hierdie span wenners, die span aan te kondig wat vandag, volgens sy mening so kort kop voor die ander was. Ja, vir my voel dit meer soos die hoofpakdonkie, as wat dit die hoofleier is van landbou, en daar is nogal 'n fyn balans daartussen. Nee. Ek sal net iets bietjie meer daaroor sê. Ek dink, ons sal almal saamstem met, as dit die toekoms van landbou is wat hier voor ons staan, dan is ons in goeie hande. As dit is wat ons kinders op skool leer, as dit is wat hulle verstaan is reeds van wat in landbou aangaan, dan is ons regtig in goeie hande. Ek dink beide het baie goeie voorleggings gemaak, baie goed bietjie vir ons uitgewys, die verstaan van tegnologie en die impak wat dit op landbou reeds het en in die toekoms gaan hê. Ek dink een van die skole die uitdagings bietjie meer uitgewys, bietjie meer oor die kostes en die uitdagings van tegnologie gepraat en hoe jy dit toepas, wat vir my nogal baie goed was. Ek dink beide skole het ook aannames gemaak wat dalk ook nie 100% reg is nie. Ek dink dit is belangrik om dit ook uit te wys. Ek weet nie of julle daaroor noodwendig met julle paas gepraat het nie, maar ek gaan nie dit uitwys hier nie. Ek dink dit is my plek hier. Maar een skool het toch bietjie meer die gehoor ingebind, die gehoor saamgevat, en ek dink is belangrik wanneer jy boodskappe oordra, dat jy toch jou gehoor ook met jou vat, dat jy jou boodskap reg oorgedra kry. En ek dink 'n ander belangrike punt, en dis eintlik die een wat my maak besluit het, opvoeding gaan nie noodwendig oor dit wat jy fisies leer nie, maar dit gaan oor 'n manier van dink, dit gaan oor hoe jy oor tegnologie dink, hoe jy oor landbou dink, en die een skool het vir my bietjie meer uitgestaan daar, so ek wil graag Hoërskool Martin Oosthuizen vorentoe roep. Julle is die wenners vandag. Ja, goed, terwyl hulle nader staan, wil ek dan net vir julle sê, julle het seker nou gewonder, hoekom dra Via nou veiligheidsband? Want julle het gehoor, Martin Oosthuizen is sy alma mater, daar was 'n ooreenkoms aangegaan, en beloftes maak skuld.